Dis ronde 6 van ons Kwela feite en geite kompetisie vir 2025. Ons paneelkundiges het deur julle inskrywingsvideo's van ongewone of interessante natuurverskynsels gewerk en die bestes uitgekies. Maar die wenner word deur jou stem bepaal. Benewens die titel ry die algehele wenner met 'n Conqueror Compact kampeerwaai weg. Om te stem vir jou gunsteling video, SMS slegs die naam van die video na 33157. SMS'e kos R1.50 en elke nommer kan soveel as 30 keer stem. Gratis SMS'e word ongelukkig nie getel nie. Lyne vir hierdie week sluit komende Vrydag om 12:00 die middag. Dave Peppler verleen oudergewoonte sy stem om meer oor die wetenskap agter die video's te verduidelik. Geniet dit. Konrad Arnold van Centurion was 'n kreer. En hier het hy byna 'n Bybelse raaisel, 'n spook agter 'n spieël waargeneem. 'n Hyena trek 'n stuk vleis uit die water. Nou, 'n aantal vrae. Was dit die hyena se oorspronklike wegsteekplek of getrou aan die hyena aard het die dier eenvoudig iemand anders se prooi oorgeneem? 'n Mens kan dink dit kan selfs 'n luiperd wees wat as by gebrek aan bome die prooi in die water gelos het, die reste van die karkas. Maar hier is die teken van die finale opportunis. Elke stukkie vleis tel. Interessante video. Robbie Smit van Boksburg was in die Kreerwiltuin. En wat sien hy? 'n Groot dam, duidelik 'n mensgemaakte dam, ek vermoed dit is, met 'n visarend wat rondplons met prooi. Duidelik is hierdie vis van so 'n gehalte dat die arend bereid is om nie te swem nie, want hulle kan nie, maar uit te fladder. Hierdie gedrag is natuurlik bekend by die noordelike visvalk, die Engelse osprey, dat hulle letterlik groot prooi so oorweldig en dan die water ingetrek word en dan spartel om dit uit te kry. Ek dink hier is nie krokodille nie, nommer 1, want anders sou die arend dit nooit geprobeer het nie. Maar in die energiebalans is dit duidelik dat die arend weet, as ek aanhou spartel en swem, gaan die beloning groot genoeg wees om my uitgawe aan energie te regverdig. En dit wys jou ook dat alle aksies in die natuur is gebaseer op voortplanting en energiebalans. En hierdie is 'n perfekte voorbeeld van energiebalans. Pieter van den Berg het 'n tuiste vir primate besoek. Duidelik 'n aantal eksotiese diere en hier het ons te maak met 'n capuchin. Nou, hulle is Suid-Amerikaanse ape en hierdie individu wys 'n verstommende verfyning van werktuiggebruik. Ons weet uit die geskiedenis, byvoorbeeld kraaie gebruik 'n stokkie om larwes uit 'n stomp uit te haal, sjimpansees gebruik stokkies om heuning uit neste uit te haal, maar hierdie is baie gevorderde werktuiggebruik. Hierdie gedrag gaan idiosinkraties wees en dit beteken dat dit nie 'n algemene gebruik is nie, maar 'n kultuur binne 'n groep ape. Met ander woorde, verwante diere, hulle gaan by mekaar afkyk. 'n Nabye trop mag dalk ronde klippe gebruik of takke gebruik. Hierdie gebruik 2 klippe, maar dit wys jou hoe innoverend die natuur is om byna derdehands voedsel te bekom wat normaalweg nie beskikbaar is nie. Dis 'n baie interessante video. Tinus Koen, daar teen die Botswana grens, het gery op 'n plaas en skielik sien hulle stok op die draad en by nadere ondersoek is dit 'n luislang. Nou, mens kan spekuleer. Miskien is die luislang op die draad afwagtend op 'n voeltjie wat dalk kom water drink, maar ek dink hierdie is 'n gedrag om aan die gang te kom. Luislange, soos alle reptiele, is ektoterme. Met ander woorde, hulle het geen organe om self hitte op te wek, om aktief te wees nie. En hierdie, vermoed ek, is bloot 'n sonbad voor die jag. Tog, dit is iets wat ek nog nooit gesien het nie, en is werklik 'n boeiende video. Abi Liebenberg van Bronkhorstspruit was ergens in die noorde, ek dink dit lyk na 'n wildkamp, 'n blyplek, en hier is 'n gebande muishond besig om 'n oordadige gegrawe van pos te stuur. Wat op aarde doen die diertjie om die hele wêreld om te dolwe? Die antwoord, my kind, is hoekom is ouma se ore so spits en hoekom is ouma se neus so skerp? Want al hierdie organe het reeds vir hom gesê dat as jy lank genoeg grawe, gaan die beloning groot genoeg wees
om die energiebalans te herstel en plus daaruit te kry. Met ander woorde, min diere sal soveel moeite doen indien hulle nie weet dat daar 'n beloning is nie. Hoe pragtig, want eintlik was alles verborge. En wat was die beloning? 'n Spek vet koringkriek, suiwer proteïene en baie vet. Dis werklik 'n interessante video. Wessel Du Plessis van Centurion was in Umkhuze. Ek kon dit sommer sien met daai wit renoster. In elk geval, ons standaardbeeld van die geïdealiseerde kalender renoster is een wat staan met 1 of 2 rooibek renostervoeltjies op die rug. Hier is seker 20, dit is soos 'n Uber vir voeltjies. Dit het ek in my hele lewe nog nooit gesien nie en ek het eintlik nie 'n verklaring oor die konsentrasie van hulle nie. Maar iets is baie duidelik, werk reg. Of die renoster het 'n buitensporige parasietlading in terme van bosluise, of daar is 'n oorvloed van hierdie voëls in die veld wat net goed spel. Baie mooi video.